Welkom by Koffie vir Twee, waar moederskap, vrouwees, huwelik en totale chaos saam bestaan. Dis regte lewe, dis lag terwyl jy huil, dit is Koffie vir Twee. Volg jy die Coachella goed? Weet jy, dit is oral op my For You page, en nou almal post oor, hulle noem het soos Bieberchella, omdat hy nou by Coachella optree. Maar toe het ek nou 'n video van 'n meisie gesien wat opgepop het, en ek dink sy is soos 'n Christen, wat by die festival was. Toe het sy gesê, toe sy in die, soos op die gronde kom, toe dit al klaar vir haar soos 'n bad vibe gegee, en, want ek het al vorige jare influencers gesien, wat gesê het, soos, want dit val mos gewoonlik oor Paasnaweek, en toe Josh en Katie, jy weet mos, ek kyk hulle goed, toe hulle die een keer ook toe hulle daar was, toe sê hulle die stage was baie demonies, en soos baie rooi en swart, en het het soos bad vibes hulle gegee, en hulle het toe huis toe gegaan. Nou hierdie meisie het dieselfde gesê, toe sê sy, Sabrina Carpenter, jy weet mos wie's dit, het opgetree by Coachella, en die hele setup was so demonies, en soos waar sy aan die begin sit sy soos in 'n kar, dan sit iemand wat aan haar aftrek, maar soos die manier, ek weet nie om dit mooi te verduidelik nie, maar dit het daarop neergekom, die manier hoe sy soos in die kamera ingekyk het, en alles, die girl sê dit het daar net soos heeltemal afgesit. Toe gaan kyk ek video's van mense wat opgetree het, en alles, die stages is rooi en swart, daar is mos een keer, ek weet nie, of was dit by Coachella, maar soos slange in die agtergrond, en so. Coachella is baie soos daar soos 'n Burning Man of something wat ook in Suid-Afrika. Ek is nie seker nie, maar dis baie sisa. Ja, maar ek het net, soos, want toe ek die video kyk, ek het nog altyd myself ingedink, na ek Josh en Katie se video gesien het ek aangeneem, soos Coachella is kind of soos, ek wil nie sê duivels nie, maar dit is nie, soos die mense wat daar optree en goed is nie. Soos as my pa het sal beskryf, dis 'n torplek. Ja, dit is, ja. Maar die rede hoekom ek dit nou vra eintlik is, want dis letterlik oral nou op my For You page, en is mense wat altyd soos sê hulle is Christene en goed, en wat post oor die Here wat nou Coachella toe gaan, dan dink ek by myself, maar is hulle nie soos convicted oor die optrede, of nie convicted nie, maar soos pla die optrede, maak het hulle nie uneasy om daai optredes te gaan kyk nie, as dit sin maak. Ek dink dit kan either een van twee wees. Either soos hulle voel dit, hulle ignore dit net, of vir hulle is dit dalk nog net in hulle journey waar hulle is nie, verstaan, want byvoorbeeld, kom ons sê wat vir my convicting is byvoorbeeld nie vir jou convicting. Ja, dis waar. Soos ek volg hierdie een meisie, soos sy het gesê, sy voel convicted om haar nails te doen, en om soos heavy make-up te dra en alligters, en sy was 'n YouTuber wat al soos heavy make-up gedra het. En dit sy net gesê, maar wat 'n voorbeeld stel sy vir haar dogters, soos, moet jy heavy make-up dra om mooi te voel, wat ook al, en sy het soos botox op hy doen, sy het haar nails op hy doen. Ja, dit is, en ek dink dit is waar, soos dis wat Michael ook altyd sê, soos, almal is op 'n ander stadium in hulle journey met die Here, maar dis net vir my, soos, ek weet nie, die stages en die optredes en goed wat ek gesien het, voel vir my asof het so in your face is, jy kan dit nie miskyk nie. Maar ek meen, ons baie Christene, want kyk, as jy groot geword het, en ek kan soos daar praat, want oor ek gesien het die lewe is in Canada, as jy groot geword het, dat jy sekere holidays kan vier, including Halloween en alligters, vir hulle is dit nie demonies nie, want hulle vier nie die demoniek gedeelte van dit nie, vir hulle is dit net soos, vandag trek ons soos. Hulle lees ook nie so diep in dit in, as mense Ja, want vir hulle is dit net 'n dress-up, soos, want dan is dit vir hulle nie conviction nie, want hulle het soos, hulle word groot met dit. Ja. En dis is, wat is dit, toch so familie, is dit Lebrand? Ja, Lebrand, ja. Nee, nou hulle is soos heavy Christene, maar hulle vier. Hulle trek, ek het dit al gesien met Halloween, trek hulle soos costumes en goed. En soos Sadie Robertson, wat ons die pastoor, soos sy is die pastoor. Ja, ek weet, ek ken al van maar, TikTok. Een ding wat ek, soos hulle gaan nie in trigger-treat en goeders nie. Oor hulle so groot familie is, en hulle bly allemaal basically op dieselfde stuk grond, of iets is dit, soos
kom hulle net by mekaar en trek soos van aan, maar dan het hulle soos hulle doen toneeltjies vir mekaar en dan het hulle kompetisies. So dit is ek nog okay mee, want veral as jy in daai wêreld groot word, soos jy wil nie jou kinders met skool toe gaan en soos ook, en wat het jy die naweek gedoen? Niks nie. Verstaan? Maar met dit gesê voel ek convicted om enigstens eintlik iets met Halloween te doen, want hoekom wil jy dan nie soos hoekom wil jy kan sê ook nee, maar jy het ook gedress op hierdie, want as jy sê nee, ek het nie gedress op nie, dan kan jy uitstaan en hulle gaan vir jou vra maar hoekom. Ja, daar's 'n rede dan vir dit. Ja, nee, ek weet nie soos die brand familie en hier is nou ja, baie op topic, maar die wat hulle so oor die Here praat en sê hulle is Christene, maar dan opdress vir Halloween, vir iemand wat nie die Here ken of nie regtig, ek wil sê 'n verhouding met die Here het of weet wat Christendom is nie, hulle gaan na 'n familie soos dit kyk en dan ook dink dit is okay om Halloween soos om iets te doen vir Halloween, want hulle gaan nie van beter weet nie, so dis eintlik, ja, ek weet nie, ek stem nie heeltemal saam met dit nie, al doen jy, al dress jy nie op as 'n as 'n duiwelse ding nie. Okay. Het is funny ons gesê het, ons werk nie nog aan technical difficulties nie. So welkom vir die tweede keer, Angs. Dankie, ek voel baie welkom. Ons is by episode 11. Ja. En ek weet eintlik wat ons vandag se episode gaan. Dit is maar net soos 'n net 'n Q&A, algemene chit-chat. Ons het mics gekry. Baie excited oor die klank wat nou hopelik gaan beter wees. En ons neem op die kamera, maar het nou klaar probleme gegee. Wel nie die mics nie, kamera. So ons sal sien hoe dit gaan. Ek is wel bietjie upset oor die mics wat gekom het sonder 'n adapter om in my foon te gaan. Want dis nou nog 'n R600 ekstra om dit actually te laat werk op my foon. So hulle kry jou, want jy dink, okay, R1,700 vir mics, maar dan moet jy nog R600 betaal vir 'n adapter. Dit is crazy. Maar in 'n geval, so ek het 'n ding op my Instagram story gesit en mense het klomp vrae gevra van soos wie is. Ek moet sê baie van die vrae gaan tog oor motherhood, soos dit is maar basically waar dit bestaan. So iemand het gevra oor C-section recovery en ek dink dit is iets wat ons al bespreek het in ons, dis of in ons TMI vragies episode of ons kan in die video ja, so ek sal dit net link. Maar hoe sal jy sê, soos jy is nou hoeveel maande postpartum? 5,5. En hoe sal jy sê voel jy nou? Soos hoe voel jou sny en als nou? My sny was nou die dag weer randomly seer. My nou ook, om eerlik met jou te wees, en dit het juk, maar nie soos, jy weet mos hulle sê as jou sny juk dan word, of as jou wond juk, dan word hy gesond. Maar dit was soos 'n juk wat nie, dit het nie net gevoel asof het juk nie, dit was soos 'n brandjuk. Ek weet nie om dit te verduidelik nie, en dan soos 'n steekpyn. Maar ek het nou nog nie gedraf nie. Ja, jy het nie, so jy weet nie dit gaan voel. Ek weet die vorige keer toe ek begin draf het, toe dit my, soos dit het gevoel asof my sny soos, nie skeer nie, maar soos my sny was seer, maar ek het aangeneem dis skaar tissue wat besig is om af te breek. Want dit was net so 2-3 weke en toe sit hy beter. Ja, ek het ook nog nie regtig met die gym, ek moet sê, soos enigstens, dis nie ongemaklik as ek gym nie, maar ek weet aan die begin was ek baie skrikkerig, ek weet, ek het mos jou ook gesê, soos ek wou nie eers, hulle het vir my in die hospitaal gesê, as ek shower, moet ek met my rug na die water toe shower, en aan die begin was ek soos, want ek kan nie eers dink aan water wat soos op my sny moet val nie, maar nou is dit soos, ek onthou die jy nog vir my sê, nee, jy laat die water op het soos gaan, soos ek soos, dit lyk seer, maar nou is dit ook al soos, nou is dit fine, ek het nie meer regtig, ek moet sê, dit voel of daar nie gevoel, soos die gevoel is nie al terug nie. Ek weet nie of jou gevoel terug. My flabby bo het nog nie gevoel nie. Myne ook nie, dis so weird. Ek weet nie, dis 'n baie... Ek wonder of dit is waar hulle soos jou weer vasgewerk het, soos jy binnegoede, soos jy binne vasgewerk het, en dan die sny is eintlik net die onderste. Ja, ek weet nie, maar dit is baie weird as mens hier vryf, soos dit is 'n weird sensation, ek weet nie om dit te verduidelik. Weet jy wat? Nee, en ek het dit nou die dag, ek het dit al 'n paar keer agtergekom, en dan dink ek net soos, nee, dis fyn.
daar's 'n kol op my rug, maar nie eers daar waar die epidural was of die spinal was nie. Ja. Was 'n kol op my rug wat ek gevoel het nie. What? Rarig. Soos soos laag op actually- jou rug of waar op Nee, jou rug? soos hier in die middel. What the heck? Ek het Oh. Ek dink sy droom. Ek het soos ek kan nie eers vir jou sê, soos ek was so gefokus op my kontraksies, ek kan nie eers vir jou sê waar op my rug hulle my ingespuit het nie, soos ek kan dit glad nie onthou nie. Ja, myne was bietjie, soos die doodsbyt was vir my seer. Ek kan dit nie onthou nie, ek was te gefokus, want ek was besig om 'n kontraksie te kry, en ek onthou ek het eintlik nog vir haar gevra, soos, kan sy net soos wag my kans gee, dat ek net deur die kontraksie kan soos asemhaal en goed, en toe sy net soos, jy moet dit nou maar, soos ons kan nie wag nie, maar ek moet sê, die kontraksie het wel my mind afgehaal, die sorry my liefie, Kara, Hulle doen dit ook. dis nie lekker nie. Ek moet sê, as ek nou terugkyk, is ek seker bly dit het gebeur, want dit het my mind heeltemal afgehaal van die feit dat ek besig is om soos 'n Ja, sien, ek het gesit en wag vir die naald. ja nee, ek het nie eers aan dit gedink nie. Ek het eintlik gedink soos laat hulle net asseblief daai naald insit, laat ek nie meer gevoel het. Ek onthou. Toe want hulle het my eers soos doodgespuit en dan doen hulle die spinal. Die spinal het ek glad nie gevoel nie, maar die doodspuit was bietjie soos dit knyp. Ja, En ek skrik en ek maak soos jy moet stil sit, ek soos go. ek try my bes. Wat doen jy vir jou? My bes, so sal ek doen my bes. Ja, iemand het ook gevra oor die 6 weke check-up, en ek dink iets soos wat ek sal sê, waarvoor jy ook net jouself kan voorberei. Ek weet nie of is dit so met elke 6 weke check-up nie, maar ek weet met my het hulle papsmeer gedoen. Ek sien seker hoekom, hulle toets vir een of ander bakterie, dink ek. Ek sien 100% seker nie. Het jy 'n papsmeer gehad terwyl jy swanger was? Ek weet nie of dit 'n papsmeer was nie. Ek dink ons het laas, okay, Kelly, wag. Ek dink ons het laas op die conclusion gekom dat dit was toe 'n papsmeer. Ek het gedog dit was 'n Was dit 'n swab? cervical check. Of ek weet nie wat is cervical check? Wat is die verskil tussen dit en 'n papsmeer? 'n papsmeer is soos hulle maak oop en dan sit 'n stokkie Hulle het dit gedoen. Hulle het dit gedoen, maar ek moet sê, ek het nie geweet 'n papsmeer is soos 'n algemene ding waarvoor vrouens gaan nie. Elke jaar. Ek het nog nooit. Ek het ook toe ek nou swanger was vir die eerste keer 'n papsmeer gehad. Kom ek so dink jy. Jy kan dalk warm kry of 'n krampie hê of net droom. Ja, ek het nie geweet soos 'n papsmeer is iets waarvoor jy soos gereeld gaan nie. Ek het nog nooit voor swangerskap 'n papsmeer gehad nie. Maar op my 6 weke check-up het hulle 'n papsmeer gedoen waarvoor ek nie heeltemal voorbereid was nie. Ek dink ek het myself. So ja, ek sal sê om jouself mentally maar net voor te berei vir dit. 'n funny storie vertel. My dokter het geweet ek is bang vir 'n papsmeer Ja, en sy is 'n Suid-Afrikaner, so Ja. ek glo wel. ja. Maar toe kom ek eendag in en sy het die vorige ding, soos die vorige appointment to mention sy ja, ons moet 'n papsmeer doen, maar ek het nooit die papsmeer geboek. Nee, ek het dit 'n paar keer geboek en maar dan cancel. Dan chicken jy. Dan chicken ek uit. Toe kom ek die eendag by haar en sy sê, "O ja, ons gaan sommer die papsmeer ook doen." Ek is soos Sy het geweet sy gaan jy moet Ja, omkant vang, sy- anders gaan ja. jy dit nie wil doen nie. en ek sê vir haar, Tannie, ek is nie heeltemal voorbereid vir hierdie. Ja. Want soos obviously is dit soos jy wel soos prepare daarvoor. Ja. En ek is soos Tannie, sy sê, "Ag, ek kyk nie eers vir enigiets nie." Maar dit is een ding ook, ek dink soos, as jy in die laaste paar weke van swangerskap kom, soos obviously soos jy wil nou, kom ons sê dit nou maar soos wat het is, soos jy wil nou skoon geskeer wees en alles, maar jy weet, soos aan einde van swangerskap is jy net soos honestly rarig, en ek dink ook soos die dokters, naderhand is hulle net soos, ek het al alles gesien, soos ek gaan nou nie worry op jou Maar dit is dieselfde soos toe ek in krom gaan, nee? Ja. Ek is soos, want ek het 'n scheduled C-section gehad vir die maandag, so ek is soos, daai Sondag aand gaan ek soos sin everything shower. everything, nee?
En toe gaan ek die donderdag aand in Leiwer, nie of die donderdag aand in Leiwer, my beenhaar is nie geskeer nie, want is winter daar, my beenhaar is nie geskeer nie, my haar is nie geskeer nie, soos niks, en ek is net so, sorry, elke keer as hulle moet iets kyk of iets, ek is net so, Ek het net, honestly, ek het altyd gedink, ek gaan skaam kry, soos vir die dokters wat met my gaan moet werk, maar ek dink in die oomblik is jy honestly net soos, kry net hierdie baba uit, en kry my uit hierdie pyn uit, jy worry meer erg nie. So, ja. Okay, borsvoeding versus blikmelk. Ek dink, soos wat ek die vorige keer ook gesê het, a fed baby is the best baby. As jy kan borsvoed, obviously, soos recommend die mens dit. As jy mentally dit nie wil doen nie kan doen nie, as jy van die begin af besluit, jy wil formulemelk, no judgment, soos, ek het melkkooi, ek kon melkkooi, soos borsmelk gegee het, maar, ek mentally kon het net nie meer die pomp ding doen nie, so, ek het hom op 2,5 maande, denk ek, 3 maande het ek hom op blikmelk gesit, hy is fine, Ninji wil nie 'n bottel hê, so sy is nou al amper 6 maande en ek borsvoed nog steeds, so. Ja. Het jy alweer, nou, hoe gaan dit nou met die bottel ding? Wat is 'n bottel? Ek moet sê, ek dink, Keira en Nina steek mekaar aan, want Keira is nou by dit is nou precies dieselfde ding hier, ek sê wil glad nie bottel drink nie. Het jy al weer die event gebruik? Nee, ek het nog nie weer getraai. Het jy gister die, ja, ek het die graaiwater terug, so ek wil dit nou weer traai met die Philips bottel, en dan gaan ons nou maar kyk. Ek gaan nog een ding traai, ek gaan 'n ander bottel gaan koop, ja. So, ek weet sy like die event, maar sy drink nie. Ja. So, en ek gaan ook dan nie elke keer die nippelding in die graaiwater druk nie. Jy gaan dit dus 10 keer moet indruk vir hom. Want ek druk het en dan wil sy het weer nie, dan druk ek het. Sy suig uiteindelik net vir die graaiwater se smaak weg. Tensy ek net die graaiwater in die melk gooi. Ek ja, weet nie. Ek gaan dit try dit, ja. Maar ek gaan nou 'n ander bottel gaan koop, want apparently sy het my niggie en neefie het soos Ackermans bottel gaan koop en dis die enigste bottel wat hulle baba gehad het. So ek gaan nou heeltemal 'n ander bottel gaan koop. Ek sal lag as dit werk. Ek sal regtig lag. Ek flip en bid so. En dan gaan ek gaan dit traai, as dit nie werk nie, gaan ek glyserien opsit, want ek hoor hulle sê glyserien help. En dan gaan ek die event weer traai met glyserien. Wat ook al vir jou werk, gaan ek traai dan. Maar ja, nie wat nie bottel wil drink is nog goed challenging, want oor ek gaan foto's neem en stuff. Ja. Dan moet ek iemand deel dit saamvat, want iemand moet dan nie na kyk, want ek kan dan nie by my ma los nie, want my ma kan dan nie voer nie. Maar dis wat ek ook wil sê. Daar was al so baie mense wat vir my gesê het, dat ek moet 'n koppie traai. Laat sy 'n koppie uitdrink. Rarig. Ja. Dink jy sy sal dit doen? Ek weet nie. Apparently, baie van die dink jy nie sy sal verstik nie? Jy moet dit traai, dan gee vir my. Want ek het al 'n paar keer gehoor, dan sit soos, iemand het vir my gesê, partykeer met NICU babas of wat ook al, wat se monde te klein is vir 'n bottel, hulle doen 'n koppie, of iets. Nicolas het vir my gesê, sy kleinkind het nog nooit 'n bottel gebruik nie. What the heck? Tannie Frans het vandag vir my gesê, haar seun wou nie, borsvoed nie, hy wou ook 'n bottel gehad het nie, het sy vir hom 'n koppie gegee. Imagine dit werk. Dit gaan baie goedkoper uit. Dan kan sy net so wel klaar matriek skryf. Iemand het ook gevra nou dat ons praat oor soos borsvoed en al daai tipe van goed. Suksesvolle borsvoed journey, wat om te doen in die hospitaal en by die huis vir 'n suksesvolle latch. Ek dink iets vir my, soos, Keira was soos full term, so ek dink dis dalk een van die redes hoekom sy makliker gelatch het, en iets waar ek verskriklik baie gebid het voor die tyd. Iets wat ek wel sal sê, wat met my in die hospitaal gebeur het, is, hulle het baie vinnig soos byvoeding aangebied. Toe sê ek net soos vir die nurse, gee my net eers kans, soos as ons suiker nou super baie val, en dit is nou soos gevaarlik by all means, maar ek dink in daai oomblik soos,
in plaas van wat ek net gesê het, okay, ja, soos doen dit, whatever. Toe sê ek vir haar, soos gee my net eers kans, want ek weet nie of wou hulle toe vir haar bottel gee of wat, ek sien heeltemal seker nie, want ek was nog so out of it. Maar ek dink soos om net, soos ek sê nie, sit jou baba se lewe in gevaar nie, maar gee dit net kans. En ja, dit is, ek weet nie wat se raad het jy vir soos 'n suksesvolle borsvoed journey? Die eerste ding sal ek sê, kyk vir 'n lipdye en 'n tangdye. Ja, Kyra het ook, sy het 'n tangdye, ek dink sy het 'n tangdye gehad, maar die pediater het dit soos, toe sy uit is dadelik. Sien, dis wat ek like van dit hierso, want dis die hoekom ek Malachi nie kon borsvoed nie, is want hy het 'n heavy tangdye gehad. En toe's een dokter soos, ja, nee, dit lyk asof hy 'n tangdye het, die ander is so, nee, dis fyn, wat ook al, maar hy het regtig gesukkel om te borsvoed. En eers 6 weke later, toe gaan snel as hy tangdye. Dit was so traumaties. Hoekom het hulle dit nie in die hospitaal gesny? Ja, ek weet nie, maar dit was soos, hulle het letterlik, soos, dis hoekom toe julle vir my gesê het, nee, hulle het soms, toe sê ek soos, fantasties, want hulle het letterlik my kind vir my gegee wat die bloed so uitloop. Nee. Ek kan nie vir jou sê, ek het hom die hele dag vasgehou, soos, dit was vir my baie erg. Nee, ek sal nie dit kan. Dit was regtig vir my baie erg. So, ja, ek weet nie, so, dis my een ding is soos, kyk of hulle 'n lipdye en 'n tangdye het, en Want dink my 'n tangdye is nogal soos 'n algemene ding, ek het nie want hulle besef tongetjie kan nie uitkom nie, so hulle kan nie, ek het nie besef soos wat 'n algemene ding dit actually is nie. En ek het ook nie daarvan geweet tot soos na die tyd wat Michael die video's vir my gewys het. Die enigste ander ding wat ek ook sal aanbeveel is soos moenie, soos met Malachi, hy het dadelik sy dummy gevat in die hospitaal. Nina wou nie 'n dummy gehad het nie, vir ten minste die eerste 2 weke, want haar mondjie was te klein, so ek moes soos tiny dummy gaan kry. Maar wat ek ook agtergekom het, is elke keer as ek vir haar dummy gegee het sy gesukkel om te latch. So, ek sal sê, die eerste 2 weke moet maybe nie 'n dummy gee, soos jy kan so straai, maar soos, net om hulle gewoon te maak aan, soos die gevoel van 'n dummy, maar moenie dat hulle dit lank gebruik nie. Ek stem saam met jou, ek dink soos, want wat met my gebeur het is, ek het 2 dae, ek dink dit was 2 dae na ek soos uit die hospitaal gekom het ek 'n dummy getraai, want soos sy wou nie op 'n huil nie. En na sy daai dummy vir 'n rukkie gesuig het, toe ek weer probeer borsvoed, toe wil sy nie latch nie. Toe skrik ek myself dood, toe sê ek soos, ek het nou alles geruin, soos sy gaan nou nie wil borsvoed weer nie. En toe het ek die dummy heeltemal gelos tot op 2 weke, wat jy vir my 'n Tommy Tippy dummy gegee het om te draai. So ek stem 100% saam met dit. Ek sal sê, wag tot op 2 weke. Aan die begin voel ek hulle slaap anyway, so baie hulle het nie eintlik soos 'n dummy nodig om te self-soothe of wat ook al nie. So ek sal ook sê, wag tot op 2 weke, want toe wou sy nie weer latch nie, toe dog ek, ek het dit nou opgemaak. Ek dink ook soos, want ek was, hierdie borsvoed storie was vir my baie nuut gewees in die begin. So toe Nina so klein was, toe voel dit vir my soos, as sy soos, ek het vir haar 'n bottel gegee, soos bietjie later, laat sy soos dat ek weet, okay, sy het 1 bottel, want ek wil hê sy moet 'n bottel drink. Ja. Maar ek het dan deur die dag geborsvoed, want ek vir haar 1 bottel in die aand gegee. Maar toe het ek agtergekom, as sy tot 'n stadium gegaan waarvan as sy te honger was, dan wou sy net borsvoed, sy wil nie 'n bottel hê nie. Maar toe is daar ook 'n stadium waar as sy te honger is, wil sy net 'n bottel hê en nie borsvoed nie. Doen wat ook al jou baba, soos hou aan al 2 try, maar doen wat ook al jou baba soos verkies in daai oomblik. Want nou, toe sy 3-4 maande terug net 'n bottel wou gehad het, nou wil sy nie nou 'n bottel hê nie. Maar dink jy dit is omdat sy, ek weet nie of, vir my, Kyra het so lank terug 'n bottel gedrink, omdat borsvoed net vir my makliker nou is op die oomblik, omdat ek baie by die huis is en goed. So ek wonder of is die feit dat sy ook nie nou 'n bottel wil drink nie, omdat sy vir so lank nie bottel gedrink het nie. Soos dis asof hulle dit ontleer. So maar wat ek net nie verstaan nie, is Nina vat 'n dummy. Ja, en die dummy en die en soos die Tommy Tippy dummy en die event bottle, albei is dieselfde soos tipe vorm en alles.
Ek weet nie, dis baie Dan dalk moet moeilik. ek net soos, want ek het jou Noek getraai. Ja. Dit het ek het in die vorige episode gesê, maar dalk moet ek net 'n ander tipe, Ek het 'n ander noekbottel wat jy kan try wat 'n Wat so- ander tipe tiet het. Ons gaan net moet kyk, ek is nie seker hoe hy lyk nie. Kan Maar ek jy maar kan hom asseblief ook, try? ja, jy kan dit try. Ek moet dit net uit die kas uithaal. Iemand het gesê geboorte, dubbelpunt hospitaal verblyf en ervaring en wat jy sal aanbeveel vir komende maas. So die hospitaal verblyf en ervaring. Ek weet nie hoe dit vir jou was nie en ek dink ons het al kind of bietjie oor hierdie gepraat, maar eerstens vir my die hospitaal waar ek gekraam het was vir my baie netjies en die ding wat ek gelaf het is ons het 'n paar weke voor die tyd wat moes ek my bed gaan boek het en toe die vrou my soos deur die hele maternity ward soos gestap en vir my gewys, okay, jy sal soos 'n enkel kamer hê en vir my gewys hoe lyk dit met 'n badkamertjie en wat ook al. So ek het kind of geweet wat om te verwag of dit het my net meer gerus gestel. Sy het ook vir my gewys waar hulle vir Kyra gaan bad en wat al daai tipe van goed en ook waar ek actually gaan kraam of waar ek nou gedink het, toe ek nou nog gedink het ek sou normaal kraam. En ek moet sê dit het my baie gerus gestel. Ook ek was soos baie uitgestres oor die tipe kos wat ek in die hospitaal gaan kry en ek weet nie hoekom nie, maar hulle kos was net soos amazing. Ek weet nie, dit was ja, so ek sal sê ek het 'n baie goeie experience gehad. Die enigste ding wat nie vir my lekker was nie is die feit dat Michael nie soos oor kon geslaap het in die hospitaal nie, maar en ek dink ek het hierdie al vir jou gesê, dit het vir my bietjie meer gerus gestel om te weet soos dit beteken as hy nie daar kan slaap nie, daar's ook nie ander vrouens en mans wat dan daar slaap nie. En omdat jy kind of baie soos vulnerable en goed is, veral in daai eerste rukkie na geboorte, was dit net lekker om te weet, okay, daar is nie mans wat in die aand sê nou maar in die gange rondloop of enigiets soos dit nie. So ja, ek weet nie, die hospitaalstay vir my was, ja, dit was eintlik baie nice. Ek weet nie, wat was jou experience? Jy het nou seker in Canada geboorte gegee. Daarso het ek ook my eie private kamer gehad. Bernard kon wel by my gebly het. Dis nice. En my ma het by my gebly. So ek kon soos kon nie meer as een mens by jou gehad het. Dis baie nice. As jy kraam ook, Rarig. soos normaal kraam, dan kan jy meer as een mens. Ek dink ek kan soveel mense soos wat ek wil. Ek wonder of mag ek okay, nie dat ek iemand anders daar sou wou gehad het, want ek is baie so private, maar ek wonder of maar ek is nou nie. ja, maar ek wonder actually of mag daar nog mense gewees het behalwe Michael. Ons het nooit eers gevra oor dit nie. Weet jy wat wonder ek? My boetie mag nie by jou gebly het nie, maar ek wonder of jou ma by jou mag gebly het. Ek het nie eers daaraan gedink nie. Want my mamma gaan my nie los. Ek het nie eers daaraan gedink nie. Dis seker 'n slim vraag. Ek weet nie. Want dis regtig die een ding wat ek baie waardeer het van Canada, soos Bernard kon die hele tyd by my gewees het en my ma kon ook nou die hele tyd by my gewees het. So Ek het nie daaraan gedink. alhoewel sy nie kon gewees het nie, is obviously toe ek die keiser gekry het. Ja. Maar sy was soos die hele tyd verder by my. Was Bernard by jou terwyl jy die keiser gekry het? Want ek weet baie Hy was mense even saam met my in die recovery room. rarig. Ek was alleen in die recovery room. Ja, ek dink. Kyk, Nina het my ook nie een keer gelos nie. Hulle vat nie soos wanneer hulle jou toewerk. Ek kan either vir Nina vasgehou het of Bernard het vir Nina vasgehou. Kyk, daar was 'n complication, so sy was nou soos bietjie een kant. Al wanneer Nina ooit van my af sou weggegaan het, is as sy netjie toe gegaan het. Vat hulle Verder jou baba los nie jou kant nie. Soos jy kan ook nie die baba vir 'n nurse gee en sê, hoorie, kyk net na, ek wil slaap of wat ook al nie. Die baba is die hele tyd by jou. Wat met my gebeur het is, so hulle het haar uitgehaal, die tangtaai geknip, toe het hulle haar vir hulle het haar net so by my neergelê om haar kind of soos van die kant af te sien en toe het hulle haar gaan weeg en of ek weet nie wat, ek is nie seker wat, maar hulle het haar gevat en Michael het toe saam gegaan. So toe lê ek Soos alleen. uit die kamer. Ja, so terwyl hulle my toe gewerk het, was ek alleen daar. Nee, maar ek Bernard was die dink hele tyd dis by my- hoekom dit Bernard ook so is- lank vir my gevoel het toe hulle my toe werk, Ja. want ek was heeltemal alleen. Nee, Bernard was die hele tyd by my. Hulle weeg, hulle het vir Nina in dieselfde soos ek kon sien hoe weeg hulle haar. Raar, Alles, nee, ek dit kon was nie so presies nie. alles, ek was nog 'n bietjie uit, Ja. maar ek kon alles sien.
Ja, nee, Bernard het my nie een keer gelos nie. Maar Al ek- wanneer hy my regtig so gelos het en Nina van my weg gegaan het, soos hulle nie toe gegaan het. Ja nee, hulle het vir Keira na sy uit is, het hulle haar gevat. Ek onthou toe het Michael nog 'n kommentaar gemaak, dis hulle soos, moenie worry nie, ons sal nie jou soos jou kind steel nie, want hy was altyd, ek het vir hom gesê, jy letterlik soos haal nie jou oë van haar af nie, jy gaan oral waar sy gaan. So ja, my hulle, ek het al in baie video's gesien, waar as hulle die baba uithaal, dan sit hulle die baba teen soos 'n deurskynende, weet jy waarvan ek praat? Ja. Want soos toe hulle haar uithaal, ek kon nog glad nie sien tot hulle haar omgebring het, soos om die blou ding gebring O het. ja, hulle het vir Nina ook om die blou. Ja, maar ek het Of al, hulle hou haar bo. wanneer ek het Wanneer hulle glad het van nie, Nina ja. So die ander deel van die vraag was, wat sal julle aanbeveel vir komende maas? Ek weet nie of is dit te doen met, kom ons sê nou maar, dis te doen met die hospitaal. Ek sal maar net sê, soos vir my, wat my baie gerus gestel het, is om my hospitaalsak al vroeg te pak, en dan het ek soos wat ek goed, soos nie meer nodig gehad het nie, soos op die laaste nippertjie het ek het maar gepak, soos wat ek het nie meer by die huis gebruik nie, as dit sin maak. So toe was dit nie vir my so overwhelming, toe ek in kraam gaan en nou moet wonder, is daar iets wat ek al, of is daar iets wat ek vergeet, is daar iets wat ek nog nie gepak het nie, of nou moet jy gou spring om jou hospitaalsak by mekaar te kry. Mense het seker gedink ek smal, maar ek het al op 33 weke soos stelselmatig goedjies in my sak begin sit. En ja, want ek dink net soos, ek wou nie, as ek in kraam gaan, omdat ek ook nie 'n vaste datum gehad het nie, soos wou ek nie dan moes scramble om nog goed in 'n hospitaalsak te pak nie. So ja, ek sal maar net sê, soos, jou hospitaalsak gepak, en Met die hospitaalpak, soos die hospitaalsak pak, het ek, soos, ek weet daar's baie mense sê van, jy het nie dit nodig, jy het nie dit nodig, jy het nie dit nodig nie, maar ek dink veral vir soos, byvoorbeeld, julle wat hier gebly het en julle moes ver ry om soos geboorte te gee, pak eerder te veel en los dit in die kar, maar jy het dit daar. Ja, ek weet nie, want dan gaan dit jou ook meer geruststel in die hospitaal, soos van, soos, kan jy weet, jy het al hierdie goeders, dis eerder van soos, jy gebruik dit nie, as wat jy soos, vrek, ek hoop ek het dit gehad. Ja, een ding wat ek sal, of twee goed, wat ek soos so bly is, ek het gepak, is slippers, soos, en jy het of my gesê, ek moet size up, want jou voete is geswel en goed, so, maar slippers was lekker. Wat ek wel sal sê is om nie ligte slippers te vat nie. Ek het daai fout gemaak, en dit het disgusting terug by die huis gekom, so dis dit, en dan ook, soos, ek sal, dis wat ek nou gedra het, is soos 'n pyjama set, maar wat knopies het. So dit het baie lekker gewerk vir borsvoet, en ek het ook gesize up in dit, want, ja, dit het dan gemaklik om my maag gesit, maar is ook soos, ek weet nie, dis waarna ek gelewe het in die hospitaal, is soos, ek het 'n swart, soos PJ set gehad met knopies, en dis al wat ek gedra het. Ja. So dit het baie lekker gewerk. Hoe om te deel met besoekers na geboorte, het 'n baie overbearing en controlling skoonfamilie. Dit is, ek het vir my maale even gesê, soos, ek verwag nie van enige iemand om hospitaal toe te ry nie, soos, by all means sal ek eerder in die hospitaal, soos, sal ek en Michael en soos die newborn bubble en alles wil wees, en dan, soos as ons by die huis is en als dan eers mense ontvang, en ja, want my ma het gevra, soos, wil ek julle moet hospitaal toe ry, of wat ook al, toe sê ek sien nie die nut daarin nie, maar ek weet, soos met jou maale, hulle was daar, en Michael kon uitgaan en vir hulle updates gee, maar hulle het glad nie soos pressure op my gesit, om soos, maar wanneer gaan ons haar nou kom sien, of wat ook al, toe ek en Michael reg was, het ons net vir hulle laat weet, soos, hulle kan nou kom met die volgende besoektyd, en ek dink dit was die dag na ek gekraam het, en ja, toe het hulle kom kuier, en dit was baie lekker, maar ek weet, want ek het al van mense gehoor, dan soos die vrou kraam sy nou maar 2 uur, en 3 uur is die familie daar met besoektyd. Soos jy wil nie na C-section, jy lê daar, en soos jy super vulnerable, en dan kom die familie met soos die volgende, ek dink, wees maar net soos baie duidelik met jou boundaries, van as dit kom by, wanneer die familie kan kom kuier, dis wat ek dink. Ek stem saam met jou,
My skoonfamilie en soos my ma, soos obviously was my ma daar. Ja. Maar soos Bernard se ma was baie soos respectvol en ons het hulle laat weet ook, want Melly was ook by hulle. So Ja. ons het hulle laat weet die volgende dag julle kan kom. Ek sal net sê soos as soos jou skoonouers is boundaries overstep en wat ook al. I mean, hulle kan hospitaal toe ry. Jy hoef hulle nie in die kamer toe te laat. Ja. Verstaan, soos, ek dink, soos jy sê, wees baie ferm met jou boundaries. As jy nie mense wil sien nie, moenie mense sien nie. Dis soos, ek sal sê, dis een gedeelte in jou lewe wat jy regtig dan die ander mense se Ja, wat jy gevoelens in ag hoef te neem selfsugtig nie. bietjie kan wees. Ja, Ja. want ek weet hoe ek was na die keiser. Ek was soos heeltemal uit. Hulle moes actually vir my medikasie gee want ek soos letterlik sien lig. Ja. En toe, so ek sou ook nie Malachi wou gehad het, hy moes my so sien nie. Ja. Ook nie my skoonouers nie, wat ek al. So, ek sal sê, as julle net in 'n newborn bubble wil wees en julle hulle eers by die huis wil sien, great. Ja, ek sal sê, soos kommunikeer dit net vooraf met hulle en soos hulle kan nou maar kwaad wees, maar kommunikeer jou boundaries vooraf, soos moenie draai, ek wil sê, dit sugarcoat nie, sê dit net reguit, soos hoe jy, hoe jy dit wil doen. Swangerskapsstruggles of sukkel om swanger te word, as een van julle dit ervaar het. Ek dink ek en jy altyd was eintlik gelukkig in daai. Ek dink net soos dis moeilik om in daai mindset te kom van soos om nie, veral as jy so graag iets wil hê, dis moeilik om in daai mindset te kom om nie druk op jouself te sit en soos 60 toetse te doen nie. Maar ek dink soos moenie druk op jouself sit nie. Ja, en ek dink soos ek weet nie van jou nie, maar voor ons besluit het, ons wil begin probeer vir kinders, het ek nooit geweet, dis normaal om soos 'n jaar vir kinders te probeer nie. Dit is soos die gemiddelde mens probeer 'n jaar voor hulle swanger raak. En vir my was dit soos, ek weet nie, maar even 'n maand in daai stadium het vir my soos jare gevoel. Maar ja, ek weet nie, so ek het nie eintlik, is daar enige raad wat jy dalk al van vriendinne gehoor het wat gesukkel het om swanger te word? Ek weet baie mense drink prenatals al voordat hulle begin try, Ja. om soos jou hormone en jou goed reg te kry, so maybe try dit. Kyk na wat jy eet. Ja, I don't know. Ja, ek weet ook nie Ek eintlik. is jammer, ek het nie raad nie. Ja. Bid daaroor. Ja, ek sal God's sê. timing is the best timing. Ja, vertrou die Here vir die maak dit nie regte nou tyd. sin op die oomblik nie, dit gaan sin maak. Ja, ek stem 100% saam met jou. Goed wat jy nodig het as 'n eerste mamma. Snotsakker. Ja, toe ek try dink of daar iets is wat so vinnig na my mind toe kom. Snotsakker, koorsmasjien, Pynmedisyne. pynmedisyne en soos koorsetpille. Ja, 'n karstoeltjie. 'n karstoeltjie. Ja, jy kan nie sonder dit. Jy kan dalk nog sonder 'n pram, maar 'n karstoeltjie. Soos as jy nou moet kies, dan sal ek sê Eerder 'n karstoeltjie Ja, 'n as 'n pram. ek sal sê invest in 'n goeie doekesak. Soos 'n goeie kwaliteit doekesak. Ja, maar so sal jy eerder Ja, dit is nou nie, ek sal sê as jy kan, as Ja. jy op iets baie geld wil spandeer dit eerder op 'n doekesak. dit is een ding wat as ek op vir my 'n- wou gesê het. Ek gaan nie met 'n Tommy Jerry doekesak Ja. in die mall rondloop nie. Soos ek want dit gaan my handsak wees, dit gaan my sak wees vir die volgende hoeveel En meeste jaar. van die tyd sit jou man ook goed in die sak Ja. en jy raak die hele Ja, pak donkie. So, So ja, nee, ek sal ook sê invest in 'n lekker doekesak. maar ander necessities waaraan jy kan dink vir soos 'n newborn. Muslin blankets, Ja, dit werk baie lekker. want as dit oor hulle gesiggie gaan, kan hulle nog steeds asemhaal. Ja, spoegdoeke. Ek sal sê spoegdoeke is soos, ek het nie besef hoe baie ons dit gaan gebruik. Ek onthou toe my sussie nog vir my gesê het sy gaan dit vir my soos borduur vir my baby shower. Toe dink ek nog hoekom wil jy vir my so baie gee? En nou besef ek soos dit is een van die waardevolste goed wat ek vir my baby Maar as jy shower moet gekry kies het. tussen 'n muslin of 'n spoegdoek, Ek gebruik op die oomblik baie spoegdoek, maar die muslin gee my meer peace of mind.
So ek Want ek gebruik ja. ou muslin vir soos in everything. Ja, iets wat ek ook sal sê is, en as jy vir soos 'n soon-to-be mom iets wil koop, is Telamine druppels. Ek weet nie hoe goed dit vir jou werk nie, maar vir Kyra werk dit, of krampmedisyne kom ons sê dit so, om ten minste iets te hê vir krampe. Ek weet nie, wat gebruik jy op die oomblik? Kan ek een ding sê, maar dit is soos Werk Telamine vir jou nie? Nee, dis soos a necessity O, ja. vir my. Ja. Ek weet dit gaan nou soos ek gaan nou maar wat noem jy dit myself? Jou eie My eie buikwaffel wat ek beelblaas. yes. Maar ek het 'n boutsalf wat launch. Dis baie exciting. Ek kan nie sonder dit nie. Soos ek soos gebruik dit letterlik elke liewe aand, elke keer as ek 'n doek change, want dit vat soos actually die rash weg. Ek's baie excited om dit te try. En ja, want pseudo-cream het nie gehelp nie. Ja. Niks het gehelp nie en dis soos letterlik kom ons sê Malachi brand soos nou heavy erg. Dan smeer en dat ek soos ek kan nie eers wipe oor sy boutjies nie, ek moet hom soos afspoel. Ja. Dan smeer ek daai goeders op en dan as ek weer sy doek change, dan kan ek met 'n wipe oor dit gaan. Just right. En ek weet toe ons ook aan die begin toe hier gekom het Kyra se gesiggie ook uitgeslaan, dit het even vir dit gehelp. Soos om dit En alles is natuurlik, so maar ja, Dis baie exciting. Ek sal dit nou dit Wanneer- launch die 22ste. Dis exciting. Dis baie exciting. Ja. Ek's opgewonde om dit te probeer. Kan ek vir die naam sê want ek dink Ja. dit is wat flippend funny. Ja. Die naam is Bam. Dis flippend oulik. BAM. Dis baie oulik. Ek dink ook so. Ek kan nie wag om dit te probeer nie, dan kan ons nee. ja. Maar hierdie is nou soos ek sê vir my ma soos maar die mense gaan dink ek kan dit dan nie launch as 'n boutsalf nie want soos in 'n geval sy smeer dit op haar hakke. O, En sy kom na my toe sê soos oh, hierdie goed het die velle van my hakke afgevreet. Dis amazing. Ek sê mamma, dis nie supposed om velle af te vreet nie. Dan so iets fout. Sy sê nee. Maar ek het dit op my eie kinders al getoets vir so 6 Ja, dit maande. is- Yes. dis mommy approved. Ja. Is daar nog enige iets wat jy sal sê jy nie sonder kan klaarkom nie? Iets wat vir ons baie lekker gewerk het omdat ons nie 'n bad het nie, is daai soos jy kry so ek dink is nog 'n Gelino bad wat op 'n stand kom en letterlik soos ja, ek weet nie, ons gebruik dit al elke liewe dag vandat sy uit die hospitaal gekom Bottle het. sterilizer. Ja, bottle sterilizer. Ek mag gaan aan met die bad. Die Philips, ek weet die bad ja. Maar ja, die Philips sterilizer werk flippend lekker. Dit is mos Philips wat jy vir ons gegee I het. think so. Ja, dit werk baie lekker. Maar net gevra vriendinne en hoe het julle vriendskappe aangepas na skool? Ek weet nie soos hoe dit hoe dit vir jou is nie, maar ek sal sê na skool sover was dit vir my baie moeilik om soos nuwe vriende te maak en ek dink ek weet nie, ek kan nie regtig vir jou sê hoekom nie, maar ek weet nie, ek moet nou seker maar sê, dis vir my moeilik om mense te kry wat in dieselfde nommer 1 fase van lewe is en wat soos dieselfde waardes het. Soos ek weet nie, dis moeilik om vriende te maak as jy 'n groot mens is. Ja, ek agree. Ja. Ek dink soos dit klink baie erg, maar ek is soos 'n nie soos 'n een maatjie mensie, maar soos 'n ek het 'n groepie en dis my maatjies. Verstaan, ek is nie iemand wat soos 20, 40, 60 maatjies Ja. het en soos met almal mingle en soos ek is baie van soos wat ek wil soos ek is baie one-on-one en Ja. goed. So dit is vir my moeilik om vriende te maak. Ek was daarom gebless om amazing vriende in Canada te hê. En I mean jy's my maatjie sussie. En ja, ek weet nie, maar selfs soos ek het 2 vriende van skool. Ja, ek dink ek het ook soos 1 of 2. Ek voel daar's altyd daai een vriendin wat jy net forever mee sal vriendinne wees. Soos dis daai een wat jy van kleins af net so is goed oor die weg mee kom, maar baie vriendskappe na skool wil ek sê hou nie, want almal
gaan so in verskillende rigtings, almal se lewe lyk anders. Ek weet nie, en dan jy sukkel om mense, of kom ons jy ontgroei mense, dit is maar net hoe lewe werk, so ja, ek weet nie. Ek weet Ek dink soos wat se mense soos aangaan na skool, jou prioriteite verander. Soos jy kry net die mense wat nou nooit groot word nie, en dan kry jy mense wat soos vandag kinders kry, of verstaan, soos obviously gaan die twee nou seker nou nie lekker meng nie. Maar Ek het nou die dag toe sien ek 'n video wat gesê het soos mense wat nie groei nie maak my bang. Soos ek en dit is iets wat ek nogals gedink het soos dis scary. Soos daar's party mense wat jy soos vir 3-4 jaar nie sal sien nie en dan as jy hulle weer sien dan is hulle nog presies dieselfde mense soos wat hulle was. En dit is nogal scary. Soos hoe het jy in 4 jaar se tyd, hoe was nog geen verandering, geen groei. Ek weet nie, dit het nogals vir my uitgestaan en ek dink daar is tog sulke vriende van skool wat ek dink soos okay, maar hoe het niks nog steeds verander nie. wat sal jou raad wees? Wel, ja, hier's ons wat nie ander maatjies het nie. Raad gee om vriende te maak. Ek sal sê soos kry jouself uit jou comfort zone. Dis die beste plek om te wees om nuwe vriende te maak, want soos, even as ek na myself moet, wat ek is nie iemand wat regtig daarvan hou met, soos om outgoing te wees, of ek's baie, soos ook, ek het my groepie mense en dis my mense, en ek is baie skaam, soos ek is baie afhanklik van Michael om gesprek met mense te maak en daai tipe van goed. So ja, ek sal net sê, Maar ek voel soos jy dink jy so. Maar soos, jy's baie meer outgoing as wat ek is. Nee, juster, ek kan nie. Soos by die huis al, soos ek dink eers aan mense dink ek kan praat nie. Hallo, dis my sussie, sy is stom. Dat ek dan dink, jy is nogal stil by huis. Ja, verstaan jy? Maar dis ook nou nie dat ek hulle ken nie. Ja, maar sien, jy het tyd nodig om soos op te warm en gewoon maar as ek opgewarm het, dan... Ja, dan is dit verby. Ja. Nee, maar... Dan moet jy hand opsteek om iets te vraag. Ek dink die ding vir my is ek is nie iemand wat hou van awkward silences nie, so even al is ek 'n skaam mens, sal ek altyd try soos awkward silences, en dan partykeer dan praat ek way te veel. Weet jy wat het ek agtergekom, soos, ja, ek is 'n introvert, maar sodra ek, soos byvoorbeeld, toe ek kinders gekry het, toe voel dit vir my soos ek het iets om oor te praat met mense. Ja. Soos kom ons sê byvoorbeeld, iemand is 5 of 10 jaar ouer as ek, maar hulle kinders is dieselfde ouderdom as my kinders, dan kan ek baie maklik met haar praat en connect, want soos, ek is soos, doen jou kind dit ook, of doen dit ook. So, ja, ek moet sê, dit het my baie gehelp, dit het, ja. Ja, ek sal sê, soos try iets kry, waarop jy en die ander persoon kan relate. Soos, vind common ground. Join soos mama groepies. Ek weet ek het daai app mos gedownload in Canada. Wat my vriendin my van vertel het. En ek het amazing mense ontmoet op daai app. En ek dink jy mense kan dit in Suid-Afrika ook doen? Dink jy dit is onveilig of dink okay. I mean jy kan seker hulle by Wimpy ontmoet. Ja, seker. Ek sou nie. My maat het geset op met soos hierdie meisie. Wel dit klink nou woes erg, maar soos anyways. En toe ek staan ek net daar want my ma sê, "Hi, hierdie is Shanay." En sy sê, "Okay, hi, hierdie is Nala." En ek is soos, "Hi." Soos ek verstaan nie, ek ken jou nie, ek verstaan nie wat is dit. En toe sê sy, "Hoorie, laat weet my as jy wil gaan koffie drink." En ek is soos, "Okay, great, ek sal jou laat weet." En soos ek moet dit dan nou doen, verstaan, want wie sê dit gaan nie werk nie, of begin 'n vroue groepie om saam te bid, of jy kan iemand van geen kant af ken nie, maar soos. Maar dis iets wat ek ook wil sê, soos obviously jy soek vriende met dieselfde waardes as jy, so as jy met iemand soos kan praat oor
soos die Here, as julle kan bond op dit, kan ek jou beloof, julle kan vriende wees, want daar is so baie goed waar julle kan praat, as dit kom by geloof, en soos as julle dieselfde waardes het in daai opsig, so ja, kry mense wat dieselfde glo as wat jy doen, en dan gaan jy baie hê om oor te praat, dink ek. Ja. So, ons gaan nou afsluit. Maar dan doen ons 'n part 2 van hierdie vragies. Ja, want ek dink ons baie vrae van soos die eerste gedeelte was soos mamma vra, en dan nou kan ons soos womanhood vra. Ja, kom ons ons gaan bietjie meer soos in vriendskap of vrou wees of ja. Ja, identity of Okay, het jy 'n recommendation van die week? Ek voel ek het al my goeie recommendations al klaar uitgegee. 'n recommendation vir die week is ek het een. Wat Jy het weet jy? net ek melkkooi van 'n dummy afgekry. Hoe? Ek het dit in Basco pan gedruk. Van dis bitter. En dan Ja. elke keer as ek soos Melly seker 'n dummy, dan sê sy soos sleg. Dis eintlik baie slim om dit te doen. Ek sal sê 'n mozzie stick van Bennett's. Vandat ek het in die aand op haar gesig smeer. Okay, sy het nou 'n kolletjie op haar gesig, maar ek dink dit is soos 'n basietjie. Maar ek smeer dit nou elke aand op haar gesiggie, want die muskiete wil nie haar op haar byt nie. En vandat ek dit nou begin aansit het nou, ja, hulle byt hom nie meer nie. Want hy is Ja. soos die muskiete. Ja, hulle byt hom erg. Okay, gaan ons cheers. Yes. Dan gaan ons volgende week verder praat. Okay. Okay. Oh. Okay, 1, 2, 3. Nee, ek het dit so vandag. Cheers. Yes. Dis koffie vir twee.